Geliefdes in die Here, meer as welkom om Christus wil in hierdie godsontmoeting, die Montana Poorters, groot en klein, oud en jonk, gaste, nuwe lidmate in Christus, 'n hartlike eenheid. Ons verwelkom ook lidmate wat later vanoggend na die uitsending kan luister, hulle wat om watter rede ook al nie vanoggend hier kan wees nie, en ook weer 'n besondere woord van dank teenoor die Here, dat daar ook 'n ver plattelandse gemeente, die Gereformeerde Kerk Alwel Noord is, wat van ons eredienste gebruik maak, met vreugde, daar hulle nie 'n voltydse dominee het nie. Die ander afkondigings en ook die bevestiging van broeder van Rensen, as ek ook sy mamma langs hom mag verwelkom spesifiek, as ons hom later in die besondere diens van ouderling mag bevestig. In die erediens, deelname spesifiek in gebed en prediking, ooreenkomstig artikel 66 kerkorde, die dag van verootmoediging, spesifiek in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika uitgeroep, waarin ek u sal lei en ook vir u aanstonds van die detail sal gee. Mag die Here ons ryklik begenadig. Kom ons kom te staan voor die aangesig van die Here. En ons tree aan en ons tree toe, en dis dan dat ons sê, kom ons bid saam. Ons Vader, laat die woorde van ons mond en die oordeenking van ons hart vir u welbehaaglik wees, want u is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met skrifbruiming 1:3, strofe 1, 2 en 3. En ek vra weer in liefde dat ons bly sit as ons dit sing, terwille van meer as een lidmaat vir wie dit bitter moeilik is om op te staan en weer te gaan sit, later weer op te staan en te gaan sit. Van harte, skrifbruiming 1:3, 1, 2 en 3.
kind met God versoen, sy begeerte is om belydenis te doen van hulle geloof. Kom ons doen dit. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het, maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Met hierdie belydenis in ons hart en gemoed, kom ons sing Skrifbereiding 12:2, strofe 1, 2 en 4. Die Here het aan sy kinders sy wet gegee en hy laat dit afkondig vanoggend by monde van 'n nietig mens soos elke Sondag met Eksodus 20 se verse as fokus. Vanoggend die Here se wet en afkondiging uit die ou vertaling, oftewel die 3353 Afrikaanse vertaling. Toe het God
al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. En die woord heilig beteken eenkant sit vir die Here. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt, jou diensmaagd, jou vee, jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, sy diensmaagd, sy os, sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou gaan ons saam sing en daarna saam bid. Skrifberuiming 2:2 se 3de strofe en daarna gaan ek u voor in gebed. Kom ons bid saam. Ons
Ons buig voor U, o God, ons Vader neer. U voor wie gelowig is, mag nader en deur wie gelowig is mag lewe. En ons pleit, Here, om U nabyheid, U teenwoordigheid, U seën, as ons saam is in U woning. Lei ons, Here, dat ons kan begryp hoe wyd die liefde strek, hoe diep en hoog, ver ons verstand te bowe. Mag ons hier met al die kinders oor die hele aarde saam gelowe. En die waarheid in U woord ontdek. Wees ons genadig as U praat. Deurboor ons ore om te hoor, ons hart, ons verstand om te kan verstaan. Heilig, heilig, heilig is U, o God. So bid ons saam in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek het vroeër gesê van die dag van verootmoediging, in die lig daarvan na ons gebed Psalm 130 se eerste strofe en ook Psalm 130 4 se tweede strofe. En daarna buig ons as die Here aan die woord kom in Psalm 25, Psalm 130. Psalm 25, die 53 vertaling, volgerus in die 83 vertaling of in die 2020
vertaling. Psalm van Dawid. Tot U, Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaamd staan nie. Laat my vyande nie oor my juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat trouloos handel sonder oorsaak. Here, maak my U weë bekend, leer my U paaie, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en in U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Om U naam ontwil, o Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Wie is tog die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Vers 15. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek, lei my uit my angste. Aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande, want hulle is talryk. Hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Vers 15. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Nadat ons die Here se woord gehoor het, betaam dit ons, voordat 'n nietig mens die woord uitlei en toepas, 'n psalmlied te sing. Psalm 130, strofe 3 en 4. En kom ons let saam baie spesifiek op die woorde van elke reël, strofe 3 en 4.
Wat behels 'n dag van verootmoediging? Geliefdes, ek nooi u om in die Psalmboek of op die rekenaar, as jy 'n kans het in die Nuwe Week Kerkorde artikel 66 te gaan nalees. En op grond van hierdie Kerkorde artikel is daar 'n klasis in Suid-Afrika aangewys om as daar nood en ellende en swaar kry en die sonde ook hoogtyd vier, dat as kerkrade vir hulle vra vir 'n dag van verootmoediging en hulle kyk na die motiveringe, want dit kan baie keer verkeerd wees, dan roep hulle 'n dag van verootmoediging in die kerkverband uit. Klasse Potchefstroom het 2 versoeke van kerkrade vir 'n dag van verootmoediging en gebed ontvang. Die motivering is drieërlei. Eerste, die Algemene Synode 2026 se besluit oor die vrou in die besondere dienste en die spanning en die verdeeldheid wat op grond daarvan in die gereformeerde kerke ervaar word. 2, die krisis op grond van stygende lewenskoste as gevolg van primêr nou die oorlog in die Midde-Ooste, back and close hier, die onlangse streekse rampe met vloede en veldbrande, en die derde, ellende op grond van korrupsie en misdaad. En let nou mooi op, veral soos dit aan die lig kom binne die Suid-Afrikaanse polisiediens. In die lig van Romeine 13, dat wetsgehoorsame burgers die polisie en die owerheid nie hoef te vrees nie. En nou, die woord verootmoediging beteken soveel as om in nederigheid voor die Here te kom staan en te sê, help ons. Suster en broer, sal jy met my saamstem as ek vir u sê die bewyse, kom ons is 'n bietjie ekstreem, die bewyse van boosheid aan die werk in ons wêreld, in ons land, is nie enkelvoudig nie, maar oorvloedig. Kom ek sê dit 'n bietjie andersom. In die wêreld, in ons land, in ons lewe, loop dinge so verkeerd. So verkeerd. Die lewe is stikkend, nie net ons paaie nie. Die lewe daar buite, die lewe in die wêreld. En die lewe van mense wat in allerlei slaggate beland, sonder hulle karre. Daarom slaggate in die hart en gemoed van mense en 'n stikkende, lawaaiige wêreld. En ons as Christene sal moet besluit hoe ons gaan staande bly, hoe ons gaan oorleef. En weet jy wat? Ons sal alleen staande bly as ons op ons knieë staan. En daarom, ons gaan nie staande bly as ons regop staan
en met ons wysvingertjies na almal toe wys, behalwe onsself. God se kind gaan in hierdie stikkende wêreld net oorleef as ons op ons knieë staan. Dan gaan ons staande bly. En daarom het ek Psalm 25 vir u voorgeles en as fokusvers vers 15 by die dag van verootmoediging. Psalm 25. En weet jy wat? Psalm 25 is van A tot Z 'n gebed. Dis 'n besonderse gebed. En hoekom sê ek dis van A tot Z 'n gebed? Omdat elke vers, as 'n mens in die oorspronklike taal van die Ou Testament daarna kyk, elke vers begin met 'n volgende letter van die Hebreëse alfabet. Dawid bid van A tot Z. Anderwoorde, Psalm 25 is nie 'n skietgebedjie. Ek ken mos 'n skietgebedjie, nee. Ek het nie gedink om te bid nie, maar ewe skielik is daar 'n omstandigheid, nee, en nou bid jy. Psalm 25 is nie 'n skietgebedjie nie, inteendeel, Psalm 25 is haarfyn beplan. Dus met groot sorg voorberei in die hart en in die kop en in die wese van Dawid, 'n mens wat op hierdie aarde gewoon het. Dawid verstaan. Daarom is hierdie Dawid se Psalm 'n gebed wat 'n mens wil help om uit die vangnet van ellende uit te kom. Persoonlike ellende, landsellende, wêreldellende en mag ek sê, ons kom nou naby kerk ellende. Lewens ellende. Psalm 25 wil ons help. En daarom sien vir Dawid raak met die geestesoog, hy's op sy knieë. Hy's op sy knieë, hy's nie regop en hy bal die vuis. Hy trek nie almal nader en raas, hy's op sy knieë. Want hy weet, so kry hy 'n oog vir God se weë en gebooie en wil. Op sy knieë vertroulike omgang met die Here, die almagtige God wat weet. Op sy knieë laat, hoor my mooi, Dawid toe dat God inspraak kry in sy lewe. Het God inspraak in ons lewe? Daarom nooi ek die biddend Dawid agterna te sê, tot U hef ek hart en hande, hoorie, tot U hef ek hart en hande, op U Heer verlaat ek my. Doen aan my U wonderdade in ons allergrootste nood. Kyk hoe sleg gaan dit met my, met ons. Laat ons nie te gronde gaan nie. U alleen is ons verweer. Maar spesifiek vandag wil ek saam met u fokus op vers 15. Luister met aandag, broer en suster, en as ek dit sê,
luister ek ook met aandag. Dawid sê, my oë is altyd op die Here gerig. Altyd. Dis iets om te sê. Dis iets om te bely. Want, steeds by die fokusvers, baie belangrik, want dit is hy, die lewende God, wat my voete uit die vangnet sal hou. Ander woorde, Dawid sê, sy oë is nie altyd op al die vangnette nie. Maar altyd op God. Daarom, wat sê die teks? Vir die konteks van ons omstandighede. Elkeen afsonderlik en saam op ons knieë. Wat beteken dit? Vers 15 sê, solank ons oë op ons voete op die vangnette gevestig is en gevestig bly, op die net waarin ons verstrik is, raak 'n mens al hoe meer verstrik. Maar word 'n mens soos iemand wat nie meer kan loop nie. En hierdie is 'n doodgewone feit. Daarom, na wie kyk ons? Na wie kyk u? Want wat ons sien, is waarna ons kyk. Wat ons sien, is dit waarna ons kyk. Kyk ons net na al die vangnette, kyk ons net na al die probleme, krisisse. Dan is dit al wat ons sien. Want ons kyk af, in plaas van op. Dawid sê, sy oë is nie op sy voete gerig nie. Sy oë is op die Here gerig. Sy oë, kan ons sê, broer en suster, en neem dit saam as jy wil, sy oë is in die hemel. Jo. Sy oë is in die hemel. Hy kyk nie af nie, hy kyk op. En sy hemel toe kyk, sy Here toe kyk, kan ons vertolk as oë van gehoorsaamheid. Hy staar nie net na God nie, hy kyk. Hy kyk met 'n oog van gehoorsaamheid. Hy kyk nederig. Hy kyk met diepe eerbied. Hy kyk met respek en bewondering. Hy kyk met toegeneentheid. Nie kyk na my voete en dit wat my elke dag pootjie nie. En nou, nie kyk na my voete en die dinge wat 'n mens elke dag pootjie nie, en nou die toepassing saam met soveel kerke in ons kerkverband wat aan hierdie dag van verootmoediging deelneem.
Nie kyk na ons voete nie en die dinge wat ons pootjie nie, bedoelende, prakties gesproke. En mag die Here my genadig wees in wat ek in toepassing sê. Hou ons teks in gedagte en dan sê ons vir mekaar, kyk mens net na die besluit oor die vrou in die besondere dienste van die Synode 2026, dan raak 'n mens so verstrengeld. En dis alwaarna jy kyk. En dis alwaarna jy luister. En ons verag mekaar. Sien nie die twee kerkrade wat gevra het vir 'n dag van verootmoediging? Ons kom nou daarby, maar dit gaan nou nie oor 'n klomp ander dinge nie. Dit gaan oor ons. En weet jy, die gereformeerde kerke in Suid-Afrika is in vlak waters. Van vertwyfeling en skeiding. En kan jy indink hoe voel 'n vrou? En nou is ek nie teologies by al die teologiese redenasies nie. Al wat ek vir die vra is, kan jy dink hoe voel 'n vrou? Kyk ek net na die ellende in die Midde-Ooste. En spreek ek my net uit vir of teen? Daar raak ek so verstrengeld. Want jy sien, ons kyk en ons sien. Kyk ek net na die omstandigheid van die hekke, spreekwoordelik gesê, by die straat van Ormoes wat toegesluit is. En kyk ek net, na as ek my dieselvoertuig by die pomp stilhou en vir die pompjoggie na R1000+ sê, stop. Dan raak ek so verstrengeld. As ek net kyk na die brandstofpryse, raak ek verdwaal. Kyk ek net na die back and closure krisis. Net daarna raak ek so verstrengeld. Kyk ek net na die lang kloof en die tuinroete en hoeveel plekke wat weggespoel het of afgebrand het. Raak ek so vasgevang in omstandighede. En nou, met die grootste versigtigheid,
kyk ek net na staatskaping. Net daarna. Dan raak ek so verstrengeld en dan spoel ek my mond uit oor hulle. Wie is die hulle? Vroeger dae was daar ook maar staatskaping. Kom vra my, ek sal vir u sê. Kyk ek net na staatskaping, dan raak ek so verward en dan raak ek geïrriteerd en dan spoel ek my mond uit oor die lamsakkige staatspresident. Kyk ek na die polisiediens. En daar is van u wat in hierdie diens gedien het. En daar is van u wie se paas generaals was. Here, dankie dat ek my oë op u kan vestig, want as ek na die polisiediens kyk, wil ek weghardloop. Generaals, brigadier, sersante. En as ek 'n polisieman nodig het, wie vra ek? Dis feite, broer en suster, en ek ontken dit nie. Waar is ons oog gerig? Kyk ons na ons eie omstandighede. Dan sê ons, kyk hoe lyk die sypaadjies. Kyk hoe lyk die strate. Ons kyk net daar. En soms so terloops. Weet jy hoe bevrydend is dit as jy in 'n straat ry en dis vuil aan die linkerkant of regterkant? Maak net seker en stop en tel 'n papiertjie op. Kyk ons na die slaggate. Dis tragies. Of weet jy wat my bekommer is? Al die slaggate. Kyk na die boere in Botawil, R200,000 uit hulle eie sakke om 'n pad te maak dat hulle produkte by die mark kan kry. Dis elendig. Kom ons is net by die mini-sirkels met mekaar vriendelik. Kyk ek na my eie ek. Hoor wat sê ek? Kyk ek na my eie ek. Raak ek so verstrengeld. Maar kyk ek na die kruis van die Here Jesus, dan weet ek, hy sal my voete, hy sal ons voete uit die nette uitlei, maar my oë moet op hom wees, doelgerig op die Here Jesus, te bly fokus,
Weet jy, dit kan die wêreld omkeer. Here, dink aan ons in donker dae, as ons bidend voor U pleit. Want U alleen is ons toegenee, altyd op ons weë. Die Here waak dag en nag. Hy red U van gevaar. Net hy. Ek hou my oë op die Heer, wat my nog altyd so getrou gelei het. Want hoor, hy voer my voete weer uit die net wat al gesprei het. Kom ons staan nou op van ons knieë af. En dan sê ek, Amen. Geliefdes, broer en suster, voordat ons 'n broer, en wat 'n voorreg is dit nie, om hom in die diens van ouderling te bevestig nie, kom ons sing na die woordverkondiging Psalm 130, die kloete omdigting, strofe 3. Ons vra dat broeder Chris van Rensen sy plek hier in die liturgiese ruimte kom inneem. Geliefdes, broeder Chris neem spesifieke verantwoordelikheid vir wijk TR2, Twee Riviere se tweede wijk in Aftreeoord. Dit is die wijk wat tot hiertoe deur ouderling Tinus Jansen van Rensburg as ouderling bedien is, saam met diaken Jolien Smit. Geliefdes in ons Here, u weet hoe ons nou verskillende male die naam van broeder Chris afgekondig het, wat as ouderling vir hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in hierdie besondere diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in hierdie diens bevestig. Vir die doel moet jy, broeder Chris, wat bevestig word en ook alle aanwesiges, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderling aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen.
Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente van die Here met die woord geregeer en versorg, volgens die gawes wat die Heilige Gees aan hulle gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe, met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broer Chris, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is die volgende: jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Tweede plek, jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk in liefde ontvang word. 3, jy moet veral let op die leer en wandel van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En in die 4de plek, jy moet ook alle afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy het gehoor wat die opdrag is. Ons vra nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is jy in die hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jy aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe sou afwyk? Chris van Rensen, wat is hier op die antwoord? Ja. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. En die gemeente, onthou, luister wat moet die ouderling doen. Hy moet ywerig wees in sy diens van regering, getrou soos 'n wagter oor die huis van God wag hou. Hy moet vermaan, vertroos na elkeen se behoeftes. Hy moet daarop ag gee dat die leer suiwer gehou word en aan die gemeente vroom lewe. Hy moet getrou wees in sy diens, 'n goeie voorganger vir die hele gemeente, om sodoende uiteindelik vir hom 'n eervolle plek te verwerf in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van sy Here te kan ingaan. En daarom, liewe gemeente, ontvang vir Chris as 'n dienaar van God. Stel hy gewillig onder sy toesig en die ander ouderlinge se toesig en regering, want hulle waak oor ons lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan Chris en aan al die ander ouderlinge
en diakens in u gebede. Ons gaan aanstonds se dankgebed doen. In die lig van die bevestiging van ons broer sing ons hom die woorde van Psalm 20 se 4de strofe toe. Terwyl ons dit sing, oorhandig ek sy wyksluis aan hom en gaan ons ook vir broeder Chris vra om die ondertekeningsformulier in u teenwoordigheid te teken. Psalm 20. Ons dank nou saam. Vader in die hemel, ons bid op ons knieë en ons gesig na die hoë hemele gerig. In die hoë hemele waar alles in volmaaktheid is. En nie dan te pleit, wees ons in hierdie lewe, God van nabyheid, wil ons in hierdie lewe nie begewe. Wees nie ver van ons gebed. Dus dankie vir vanoggend. Vir samesyn, vir gemeenskap van gelowiges, vir gemeenskap met u, die bevestiging van 'n broer, die funksionering van 'n bruidsgemeente. Wat is u genade nie groot nie? So baie om u voor te dank. Te doen ons Here. Ons sê dank dat ons lewe, dat ons hier kon wees. Vir sommige baie moeilik. Ons loof U daarvoor dat ons kan sien, kan dink, kan doen. En deur dit wat ons dink en doen, U te verheerlik. Ons pleit Here dat U ons getrou sal maak, opreg, nederig. U kinders aan U voete. Gedenk U kerk. Dink aan elke boer op sy plaas. Dink aan gesinne en mense wat sy huis weggespoel het of afgebrand het en net met die klere aan hulle lyf, hand voor die mond, staan en kyk. Gedenk die regering, nasionaal en plaaslik. Gedenk elke een wat uniform dra en 'n bepaalde gesag op grond daarvan geniet. Hoor ons gebed, Here. As ons in soveel vrede
hier by mekaar kon wees. In Christus naam. Amen. Broer en suster, ek gaan die orde so reël. Ek gaan enkele kort afkondigings aan u voorhou. Dankie vir almal se meelewing gister met die verjaarsdag van die gemeente, 27 jaar van genade. Dankie vir elkeen se oproepie of nota aan die verband. 29 Mei tot 4 Junie se verjaarsdag, die 29ste Corlia Brummer, gister ons faktotum Stefans Dalitsile, vandag Suster Rika Tennyson en haar dogter Sonja wat in Ierland woon en TV Wilden, die 3de Elsie Bakker, sy moet net haar kaartjie hier by my kom haal, Gerry Kotse, Victor Mulder, Suster Hetty Stronkhorst, Janie Vermaak en Marcel Vierberg. En die 4de Martie Strydom. Die approbasie, broer Van Roos, Christa Roos en Hannetjie Marx. En dan in ons voorbidding 3 notas. Broeder Lukas Lees, wie se oom in die week oorlede is in die ouderdom van 103. Sterkte met die troostdiens die week. Suster Michelle van der Walt, wie se oom onlangs oorlede is in die Vrystaat, ons treur saam met julle. En dan broeder Hans Jobse, wat hier reg voor my sit, wat in die week Kuwait toe vertrek, en dit sê al baie, ons bid vir jou veiligheid, ons bid dat jy veilig ook sal terugkom, en ons dank die Here vir jou getuienis in daardie wêreldomgewing waar jy gaan werk. Kom ons staan en ons sing Psalm 25, strofe 6 en 7, daarna die uitstuurseën van ons Here, ons Amen lied, Skrifbreuke 12:3 se tweede strofe.
Ontvang die seën van die Here en voor ons dit oor U uitspreek, ook in die gebed te dink aan broeder Chris en Rico wat in die hospitaal is. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons trooster, sy en bly met u elkeen. Amen.